Advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten oor die padongelukkefonds. Goeiemôre Willem en ons luisteraars. Padongelukkefonds versekering en almal wat brandstof ingooi is dan basies verseker deur die derde party versekering weens die feit dat daar 'n heffing is op die brandstof wat dan elke liter petrol wat jy voorbetaal en dit dan oorbetaal word aan die padongelukkefonds. Die doel van die padongelukkefonds is basies om slagoffers van 'n motorvoertuigongeluk of hulle afhanklik is wat 'n verlies of skade gelei het of liggaamlike beserings opgedoen het of selfs oorlede is weens 'n wederregtelike of nalatige bestuur van 'n motorvoertuig binne die grense van Suid-Afrika en is nie irrelevant wat die identiteit van die drywer is of indien die voertuigbestuurder dan wel die eienaar van so 'n voertuig was nie en of dit vasgestel kan word al dan nie. Nou, in die eerste plek moet 'n mens 18 jaar of ouer wees om 'n eis in te stel, padongelukkefonds, en ook indien die persoon jonger is, kan voogte of ouers namens die persoon instel. Anders is daar nooit een ingestel as kan die persoon dan wanneer die persoon 18 jaar of bereik eis instel voor dit verjaar, want padongelukkefonds eise verjaar ook na 'n periode van 3 jaar. Maar weer eens is baie belangrik om kennis te neem dat jy slegs gedek word motorvoertuigongelukke waar 'n ander persoon roekeloos bestuur het of onwettig en dan ook as gevolg van nalatigheid jy dalk enige skade opgedoen het. Maar kom ons gaan kyk wat se skades kan 'n mens vereis as dit kom by die padongelukkefonds. Nou die eerste een is jou historiese hospitaal, mediese en verwante uitgawes. Dis daai uitgawes wat jy aangegaan het direk na die ongeluk, dan ook toekomstige hospitalisering en mediese uitgawes wat verband hou met die skade wat jy gelei het of jou liggaamlike beserings wat jy opgedoen het om dit in die toekoms te kan behandel. Want soos ons almal weet is mediese uitgawes maar baie duur. Dan kan 'n mens eis vir verlies aan inkomste, verlede in die verlede tyd, maar ook toekomstige verlies van inkomste of kapasiteit om inkomste te verdien. En dan kan 'n mens ook algemene skade eis. As mense 'n bietjie gaan kyk, die eerste 4 wat ons genoem het word spesiale skades genoem en dit het te maak met die verlies of skade wat gekwantifiseer kan word en wat reeds deur die eiser gelei is of wat in die toekoms gelei sal word deur die eiser. Soos ons sê, dit kan insluit kos, dit is vir mediese uitgawes, dienste wat gelewer moet word, hospitaliserings of goedere wat nodig sal wees as gevolg van liggaamlike gebrek wat jy opgedoen het. So net so ken ek iemand wat in 'n ongeluk was en hulle het die kostes moet betaal om vir hom 'n ding op te sit dat hy sy reistool bo op sy dak kan hou en dat hy dan kan afbring en net oorklim omdat hy nie sy verlies aan sy bene verloor het. Ook is 'n eiser geregtig om enige onbetaalde salarisse of oortyd wat hy verloor het te eis of wat hy mag verloor het weens hy nie kon gewerk het nie en uitsluitlik weens die ongeluk. So die algemene skade is ten opsigte van pyn, verlies, skok en dan ook ongeskiktheid. En dit is ook paart saam met verlies aan lewensgenieting. En om hierdie skade te kwantifiseer, word daar vereis dat die liggaamlike gebreke geassesseer word in terme van die Amerikaanse Mediese Assosiasie se riglyne, wat beteken dat ten minste 30% of meer van 'n persoon se gebrek moet uitmaak afhangende van die ledemaat, sodat mense eis kan instel. Nou, dit is ook baie belangrik dat daar gekyk word na die ernstige langtermyn gebreke of verlies van liggaamlike funksies, permanente skade wat gelei word waar jy jou liggaam nie meer sy integriteit het nie, en dan ook langtermyn effekte wat dit gevolg kan hê op jou liggaam, en dan ook indien 'n vrou wel swanger was en sy haar fetus verloor het, kan daar ook dan geëis word vir daardie skade. Luisteraars, het moet ook in ag geneem word dat daar's 3 verskillende maniere hoe mens baie keer kan eis. Die eerste een vir 'n padongelukkefonds eis is jy kan na die fonds toe gaan, maar dit is 'n baie lang proses. Dit uitgerek, vat baie administrasie en dit kan jare neem voor 'n eis uitbetaal word.
En dis niks ongewoon om te hoor dat dit tot 5 jaar vat of 6 jaar vat voor die eerste betaling gemaak word nie. Tweedens, indien 'n mens in 'n ongeluk betrokke is, het jy nog steeds die reg om te eis van jou versekering, wat 'n baie vinniger opsie is. En dan wat ons noem in die regswêreld subrogasie vind plaas, dan die eis wat jy sou gehad het teen die persoon wat die ongeluk veroorsaak het, word dan oorgeteken in die versekering en die versekering kan dan 'n eis instel. Of 'n mens kan die derde opsie vat wat ook 'n lang en 'n duur proses kan wees, en dit is om 'n dagvaarding uit te reik en die persoon wat die skade veroorsaak het nou te dagvaar. Maar soos ons weer eens sê, om deesdae te litigeer is baie duur. So dit is ook maar iets wat mense agterkop moet hou. Maar daar's dan verskeie ander ook versekerings wat mense kan uitneem, en ek sal voorstel veral as 'n mens vakansie gaan, dat mens seker maak jou versekering is in plek, want 'n mens wil nie by die huis kom en jou grootste baat, jou huis is afgebrand of jou kar is afgeskryf nie. Nou, veral weens ons swak paaie wat vol slaggate is en ander uitdagings soos gewapende roof en soortgelyke misdaad, is dit maar nog altyd 'n gevaar as 'n mens op die pad ry, en dis is dan baie belangrik om seker te maak dat 'n mens die nodige volledige dekking het op 'n mens se voertuig, wat uitgesluit is nou die normale derde party versekering, om seker te maak dat mense in die middel van niemandsland gestrand is nie. Want jy wil nie tussen Lockston en Beaufort Wes op 'n grondpad staan sonder die selfoonsein het en niemand jou kan kom help nie. Plus as jy nie versekering het nie, is dit ook 'n baie hoë prys wat die insteekvoertuie vra. Net soos ook belangrik dat as jy voertuig het en mens beplan om oor die grense te reis, dat mens die nodige versekering uitneem, want baie van ons versekeringspolisse dek net voertuie terwyl in Suid-Afrika is. As jy oor die grens gaan, moet jy gewoonlik 'n versekeraar laat weet, so onthou daarvan, en mens moet baie keer addisionele versekering uitneem, om seker te maak dat jou regte beskerm word en jy die nodige dekking geniet. Ook moet mens seker maak dat jou gesondheids- en lewensversekeringspolisse ook in plek is. Veral as mense in 'n ernstige motorongeluk dood is waar jy oorlede kan word of jy ongeskik verklaar kan word en nie jou werk verder kan doen nie, is dit maar seker goed om seker te maak dat die mense wat agterbly wel na gekyk word, of selfs na jou as jy dan so ernstig beseer word in 'n ongeluk dat jy nie meer verder kan werk nie. Ook is dit belangrik om seker te maak dat indien mense oor die grense gaan, seker maak jy die nodige addisionele versekering het. Ek weet nou van verskeie persone wat in die buiteland was en nie gesondheidsdekking uitgeneem het nie, want hulle is gesond, en dan op die einde van die dag raak hulle siek, en dan word dit omtrent 'n berg wat voor hulle lê ten opsigte van die betaling van uitgawes, veral in Afrika. Dan die ander belangrike versekering is om seker te maak dat jou huisversekering op datum is. Baie mense vergeet dat die vervangingskoste van 'n huis styg, want boukoste styg, alhoewel baie keer die pryse van die huise nie styg in pas met die boukoste. So as jy 'n huis van 1.5 miljoen rand gekoop het en die versekering vir 1.5, glo mens baie keer maar jy is reg verseker. Maak maar altyd seker, gaan nie op versekering na, want dit kan wees om daai 1.5 miljoen rand huis te vervang, gaan jy 2.5 miljoen rand kos aan boukostes. So mens moet seker maak dat jy jou versekering ook aanpas. Anders sit 'n mens met 'n outomatiesstraat. As jy terugkom, jou huis brand af en jy kan nie meer dieselfde groot huis bekostig of bou nie, en jy dan geforseer word om in 'n kleiner plekkie in te trek. Ook wat 'n mens moet in ag neem, is mens moet seker maak dat jy huis inhoudsversekering ook op datum het, en dat 'n mens wel die regte waardes koppel. Baie van die versekeringsmaatskappye is lief dat as jy onderverseker is, om seker te maak dat jy dit weet sodra jy jou eis eers instel. Dis egter ons plig as versekerdes om seker te maak dat ons die regte bedrag het waarvoor ons verseker is, en net so ook gebeur dit soms in die praktyk dat iemand oorverseker is. Dit is waar die waarde van 'n huis inhoud miskien net 200 000 is, maar hy het 3 versekeringspolisse by 3 verskillende versekeringsmaatskappye vir 150 000 rand elk. So dit beteken dat hy gaan nie 150 000 rand van elk kry nie, maar pro rata betalings gemaak word. So luisteraars, voor 'n mens gaan op vakansie of op verlof, of indien 'n mens klaar op verlof is en jy kom terug, maak maar seker dat die goedjies in plek is, dat 'n mens baie hartseer gespaar kan word in die toekoms, en ook sodat 'n mens met 'n gerusde hart kan gaan vakansie hou,
of met 'n geruste hart die nuwe jaar kan ingaan. Ek dink ons het 'n goeie jaar wat voor lê as mense so kyk, soos dinge nou in Suid-Afrika daarin begin in die hef in die handsteek, en ons sien uit daarna om weer met mekaar saam te gesels. Groete van my, advokaat van Staden. Lig op die regdeur, advokaat Hendrik van Staden.